Goeiemiddag. Ja, middag. Broer, wil jy nie die mense daar buite welkom Buite. Hallo julle, welkom. Welkom terug by Huis van Gebed. Ons sien uit om te hoor wat die woord vandag gaan wees. Yes, amen. En ons het vir broer Hardes Fourie hier vanaand. Nou, broer Hardes Fourie is dan nie familie van hom Sarel Fourie nie. Alhoewel hy is eintlik. Ja, hy is. Hy is ingeënt. Ja, van dieselfde gees. Ja. Wie weet, miskien ver langs, nee broer? Ja. So ja, amen. Ek het vir broer Hardes hier, want ek wil graag hy moet 'n bietjie getuig. Saam getuig wanneer ek iets lees vanaand. So, maar die woord vanaand, broer Eddie, weet jy wat dit is? Ek wag. Wag en span. Okay. Die woord vanaand, kom ons kyk wat dit is. Dit lyk my nou ek het self vergeet. Okay, die woord vanaand. Die seun van Abraham. Yes, okay. Broer, die seun van Abraham. En daar's iets wat die mense nie verstaan van die seun van Abraham nie, en vanaand gaan ons dit lees. Die seun van Abraham, broer Eddie, broer Hardes, die seun van Abraham. Nou kom ons gaan na Galasiërs 3 vers 7 tot 14. Goed, Galasiërs 3 vers 7 tot 14. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Wow! Hier is so baie hierin. Ons gaan nou daarby uitkom. Die seun van Abraham rus op ons, heidene nou, en die Messiaanse Jode wat hom herken het. En dit het nou na ons toe gekom, en ons het nou die belofte van die Gees ontvang deur die geloof. Maar nou moet ons gou gaan na Markus 16, Markus 16. Kom ons gaan vanaf vers 14. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Het julle geweet, reg deur die eeue, is daar nog steeds die wat hom na sy opstanding sien, maar hulle het 'n verharde hart en ongeloof, en hulle glo ons nie. En wat doen hy? Hy het hulle, as gevolg van hulle hardheid van hart en hulle ongeloof verwyd. So, dit behaag hom nie. Daar is die wat die Here selfs nou in hierdie eeu of tyd aan verskyn het, en die ongelowiges bly net hier. Hulle glo ons nie. Maar kom ons sê gou, volgende keer gaan ons
oor die godsdienstgees praat. Yes. Dit gaan baie interessant wees. Dit gaan ja. Want die godsdienstgees werk saam met Jezebel, hy werk saam met Leviathan, hy werk saam met Kundalini, hy is 'n mengsel en hy werk saam met ongehoorsaamheid en verharde harte wat nie glo nie. Maar hulle sal sê ons is die wat nie glo nie. Maar hulle het geen werke, geen krag en hier is dit wat ek nou wil lees. Kom ons gaan verder. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die ongelowiges doen ook dit nie. Hy wat glo in hom laat doop, sal gered word. Hulle doen ook dit nie. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. En vir die wat geglo het, nou net het ons gesê, ons gaan die seun van Abraham deur die geloof ontvang, die belofte van die Gees, die Heilige Gees, die hoofletter Gees. So kom ons kyk gou vir die wat werklik geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Die woord moet altyd bevestig word deur die tekens wat daarop gevolg het. Broer, hier sit 'n teken hier langs my. Broer Hardes, sal jy sê jy's 'n teken? Ja. Hoekom, want jy was eens op 'n tyd nie vry nie, nê? Glad nie. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle Vrymaak. vrymaak. So hier's 'n teken dat die woord bevestig word. Jy het vrygekom van allerlei goed, verslawing en alles. Maar dis nie eintlik hoekom ek vir Hardes het hier vanaand nie. Ons gaan nog Hardes en Mannie se getuienis opneem op die regte tyd. Maar broer, ek wil graag hê toe jy 'n godsdienstige was, dat jy vir ons vertel toe jy hierdie lees. Ek meen hier's 'n man wat in sonde geleef het, 'n godsdienstige was, dagga gerook het en hy kon dit klik toe hy hierdie lees. Maar broer, ek laat dit oor vir jou. Ja, dit is waar. So ek was daai tipe godsdienstige, as mense my vra as ek 'n Christen, ek sê ek is, maar ek dink broer Eddie het dit so goed gesê, waar begin die Christen die Bybel lees in Genesis? So ek het gewoonlik gelees van Genesis tot by Levitikus, gesê die boek praat nie met my nie en toegemaak. En ek het dit 'n paar keer probeer en ek het elke keer ek val vas in die Ou Testament en ek dink ek was 33 jaar oud waar ek uiteindelik die boek opgetel het en ek het begin by Matteus en soos wat ek al 4 van die Gospels gelees het, was daar iets wat dit het my gepla en toe ek terug kan en dis wat broer nou gelees het, was dat daar sal tekens volg en ek het nog nooit die tekens gesien nie. Ek het by my ma, by my vrou het ek nie die tekens gesien nie en ek het goed verstaan dat ek is op pad hel toe. Ek is dit wat ek in my eie lewe sien is nie naaste by dit nie en daar is geen sinskrag nie. En ek het met my vrou gepraat en ek weet my vrou daai tyd, sy is nou gered, maar daai tyd het sy vir my gesê, nee, die genade van die Here is genoeg en hy sal jou red, moenie worry nie. En ek het wel gesê, maar as jy blind, want hier staan baie duidelik, jy weet, as die tekens vir die wat glo sal volg. En so baie mense sê hulle glo, maar daar is nie tekens nie. So ja, dit was... Ja, ek dink Hardes vir my sê, hy nog na sy ma toe gegaan en gesê, luister, ek weet nie van julle nie, maar ek is nie gered, ek is verlore, ek gaan hel toe. Ja. En julle gaan ook, want, en sy het gesê, nee, is ek reg broer? Ja. Toe sê jy vir hoor, het julle enige tekens wat gevolg het na julle geglo het? Ja. En nou was dit een nie. En toe lees hy nog verder, ek dink in Handelinge, en hy sien hoe hierdie tekens reg deur die Handelinge kerk volg. Ja, dis waar. En toe begin jy soekend raak. Ja. Jy sien Apostel Paulus sê, ek sal kom na die wat hulle self aanstel, maar as hulle kom, nie om te hoor wat se woorde hulle spreek nie, maar om te sien of hulle krag het. Want die koninkryk van God bestaan nie in woord nie, maar in krag. Het jy krag?
Is daar tekens wat gevolg het? Hoekom is die Heilige Gees vir ons gegee? Hoekom is hulle gaan wag het vir hom? Want hy moes hulle bekragtig om hierdie werk te doen, om die evangelie te verkondig. En vir hulle wat geglo het, sal. Jesus sê, sal. Julle het dit nie. Ja. Jy sien, die godsdienstige, hulle het nie die tekens nie, broer. So hulle moet dit toeskryf aan duiwels, maar weet jy, julle kom naby om die Heilige Gees te bedroef en dan later dalk teen hom te sondig. Want hulle skryf die Heilige Gees se werke toe aan duiwels. As ek hulle was, begin ek vrees. Want jy bedroef eers die Heilige Gees. En as jy aanhou met dit, en jy sondig teen hom, dan kan jy nie meer vergewe word. Omdat hulle gesê het, hy het 'n duiwel. So eerstens sal hulle sê, tale praat van die duiwel. Baie, baie gevaarlik. Hoeveel dominees doen nie dit nie. Hulle sal sê, dat duiwels uitdryf is van die duiwel. Maar Jesus, dan praat jy mos anti-Christ. Jy's anti-Christ. Jy praat anti-Christus. Jy praat jy's 'n ander gees, wat teen Christus getuig. Wat sê hy? Hy sê vir die wat geglo het, eerste teken, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. So wil jy vir my sê, Jesus is 'n leienaar. Hy kan nie lieg nie. Soos jy dan nou in sy naam sal duiwels uitdryf. Broer, Gardus, was daar duiwels wat jou uitgedryf? Baie. Ek is bly jy sê baie. Dat was baie. Want dit was rof, broer. Ja. Ek dink my vrou het my amper in 'n rolstoel na die tyd rondgestoot. Ek vra om verskoning, maar dankie. Ek maak maar grapie. My vrou sal altyd sê, dit is jou eer. Ja, dis jou eer om te lê. Hy sê ek vul in my vlees aan die oorblysels van die verdrukkinge vir Christus, vir sy liggaam wat die gemeente is. So ja, ons is swak, julle is sterk. Hy sê daarom dan, hy sê moet julle nie moedeloos word by my verdrukkinge vir julle nie, dit is julle eer. Dis die skrif wat jy nou aangehaal het. Maar broer, nee, daar was net so baie uit my gedryf en ek onthou toe ek na die tyd na Sarel toe gaan, want hy gaan laai my mos toe nou af in Brackenfell. Toe gaan ek na sy huis toe die volgende dag. Toe is hy in die bed. Hy was 3 dae in die bed. Hy het eers vir my oopgemaak. Ek dink hy het sleg gelyk. Dit was al my naaste by so. Maar ja, amen. So daar moet tekens wees wat volg. En hulle het dit nie. En ook is hulle so ongelowig. Jy sal sê vir hulle, God het dit gesê, die stem, jy geweet, Jesus sê, julle ken nie my stem nie, maar my skape ken my stem. En dan sal jy vir hulle sê, maar Jesus het dit gesê, maar hulle sal dit toeskryf aan jou eie gedagtes. Hulle sal sê, jy hoor jou eie gedagtes, maar snaaks genoeg, broer, hierdie stem het gewerk met die tekens, met die groot verlossinge, die seun van Abraham, al hierdie tekens, en die stem het getuig van die vrug, maar hulle sal nog steeds nie glo nie. Maar oké, kom ons gaan volgende keer oor die godsdienstgees praat. Ek wil net, broer Hardus, laat getuig het, dat daar is die wat sê, hulle glo, maar hulle het nie die tekens nie. Oké, kom ons gaan na Deuteronomium 28 vers 15. Ek dink volgende week, dit is eintlik lekker, want julle kan nou vir julle ware gelowiges, kan vir julle godsdienstvriende sê, dat hulle volgende week saam moet kom kyk. Dit sal nog opret wees. Ja. En dan sal ek sommer ook, ek het 'n lys, wat ek sou deurgaan om te sien hoe die nuwe vertalings woorde uithaal uit die oorspronklike Bybel. Van dit laat my mond so oophang. Ek het gedoog dit is net by waar hy die eunuch sê vir die eunuch dat as eunuch vra, hoekom kan ek nie gedoop word nie? Sê as jy glo, dan is jy geoorloof. Hulle daai hele vers uitgehaal. Ek dink weet jy hoekom is Handelinge 2, Handelinge 8 vers 37 uitgehaal? Want jy moet eers glo en Jesus met jou naam, met jou mond bely, voordat dit geoorloof is vir jou om gedoop te word. So, omdat dit nie inpas by die baba doop nie, want 'n baba kan nie glo nie, en hy kan nie Jesus se naam bely nie, hy kan nog nie eers ma sê nie, maar nou wil hulle hom doop. En dis nie eers die doop van Jesus nie. Toe haal hulle dit uit, want is 'n vrye messelaar Bybel, so wat hom Sarel altyd gesê het. Omdat hulle self wil regverdig. Dis soos Jesus gesê het, julle wil julself regverdig, maar God ken die harte van elke mens.
En broer, ek kan absoluut agterkom dat die mag van die lig probeer baie hard. Maar weet jy wat? I've got the hope of glory hier binne. Yes. En hierdie hoop in God se krag is baie groter as die krag van die mag van die lig wat nou probeer kom. Hierdie gees wat in my is, baie sterker. En ek het hierdie hoop, en die hoop is saam met die geloof. En die geloof werk deur die liefde. En as jy dit het, dan skyn daai lig in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jy sien, dit is wat die geloof doen. Man, as hulle maar net kan weet, die krag wat hier binne in ons woon. Maar broer, as hy eendag voor my staan, gaan ek my hande op hulle sit. Ja, okay, dan gaan ons daai gees wat ons van volgende keer gaan praat uit hulle uit. Ja. Broer, hoeveel gevegte was jy al in nou, nadat jy gelowig geraak het? Ja. Die magte van duisternis? Yes, amen. Skizofrene bedien? Mense wat kranksinnig is? Ja. Mense wat verslaaf is? Hoere? Yes. Tax collectors? Het ons al 'n tax collector? Ek weet nie. Dis skriftuurlik. Dit is skriftuurlik, ja, dit kan maar kom. Ja, maar weet jy wat, hulle gaan eerste in. Ja. Hulle gaan voor die godsdienstiges in. Ja, yes. Want hulle bekeer hulle self net daar. Man, is dit nie vir my net wonderlik nie? Ja. Die hoere en die tollenaars gaan voor julle in julle godsdienstiges. Nou ja, kom ons gaan aan. Kom ons gaan na Deuteronomium 28. Maar wat 'n blydskap van die Heilige Gees. Is die blydskap van die Here dan nie ons beskutting nie? Nou, is dit nie 'n beskutting nie, broer Hardes? Hy is om ons. Alomteenwoordig. Ja, okay. Ons is nou op Deuteronomium 28 vers 15. Nou moet julle vasbyt. Julle moet vasbyt want hierdie is die vloek. En jy weet die vloek was net ek weet nie wanneer laas het ek gehoor iemand lees die vloek nie. Want dit was in die wet gelees om die mense moes gevrees het vir God. En as jy vir God gevrees het, dis die beginsel van wysheid en jy het geweet dat as jy na die vlees gaan wandel, dan gaan jy die vervloeking wat onder die wet in die vlees werk verkry. Dan raak jy veroordeel. Want die woord sê dat die wat aan die vlees wandel kan God nie behaag nie. En dan sê die woord ook dat as jy geregverdig wil word deur die wet, as jy losgemaak van Christus. Weet jy wat hierdie godsdienstiges wil? Hulle wil sê ons hou vas aan werke. Die werke van die wet kan jou nie red nie. Dit kan jou nie red nie. Ja. Maar die werke wat uit die gees vloei, moet saam met die ware gelowige kom, want dra dan vrug wat by die bekering pas en geloof sonder die werke is dood. So die werke wat ons doen is daardie tekens wat volg. Ja. Daardie werke wat ons gebruik om dies wat in duisternis wandel los te maak. Dit is die tipe werk. Ons praat nie van die werke van die wet en dit is waar die ouens aan die mekaar raak. Dis die werke na die doop, na die sterf en weer opgewek word en gevul is met die Heilige Gees, want al die werke is dood sonder die Heilige Gees. Yes. En jy sien hier is die ding, jy gaan geoordeel word volgens jou werke. Jy gaan voor die regterstoel van Christus staan. Jy gaan eendag staan, hy gaan die boek van die lewe oopmaak en jy gaan geoordeel word volgens jou werke. En dan sê hulle, werke is nie belangrik nie. Nee, jy gaan geoordeel word. Jou werke, hulle wat die waarheid doen, kom na die lig. Sodat hulle werke getoon kan word dat hulle in God gedoen is. Jy moet jou werke doen in God. Maar hulle wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig, sodat hulle werke nie bestraf mag word nie. Daai is daai werke wat hulle onder die wet doen. Maar hulle wil, jy weet, en is hulle wat vashou daaraan. Okay, kom ons gaan na die vloek eerste. Deuteronomium 28 vers 15. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Hoekom ek die vloek lees, is ek wil hê julle moet verstaan waarvan het Christus ons losgekoop. Yes, amen.
Vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die veld. Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. Vervloek sal jy wees by jou ingang en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging en alles waar jy jou hand aan slaan. Wat jy moet doen, totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het. En jy sien, baie van die mense, die godsdienstiges, gaan met hulle goed, of die sondaars vir 'n ruk. Maar hy sê, dat jy verstaan nie, dat God se goeie tierenheid wil jou tot bekering lei. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn in die dag van oordeel. En daar kom 'n dag van besoeking, waar jy gaan maai, net wat jy gesaai het in die vlees, en hierdie dinge gaan oor jou kom. Maak nie saak hoe goed dit met jou nou gaan nie. Die Here sal maak dat die pes jou aankleef totdat hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Die Here sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper en die aarde wat onder jou is yster wees. Nog 'n rede hoekom ek dit lees is, kyk wat in Suid-Afrika gebeur. Kyk 'n bietjie wat met Suid-Afrika besig is om te gebeur. En dan vra jy vir jouself, hoekom? Want hulle die Here, hulle God verlaat. Die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak. Van die hemel sal dit op jou afkom totdat jy verdelg is. Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word. Op een pad sal jy teen hom uittrek en op 7 paaie sal jy voor hom uitvlug. En jy sal 'n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word. En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. Die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitgeslag waarvan jy nie kan gesond word nie. Die Here sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring. Ek kan daarvan getuig. Sodat jy op die middag sal rondtas, soos die blinde en in die donker rondtas. Ek het letterlik dit moes doen. In die donker rondgetas, 3 keer amper geval van die berg af en elke keer 'n takkie gegryp. Want natuurlik daai branch was daai Jesus wat my gered het. En in jou wee sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal altyd deur net verdruk en beroof wees sonder dat daar 'n helper is. Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander man sal haar skend. 'n Huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie. 'n Wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie. Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie. Jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie terugkom nie. Jou kleinvee word aan jou vyande gegee, sonder dat daar vir jou 'n helper is. Jou seuns en jou dogters word aan 'n ander volk gegee, terwyl jou oë dit sien, en die hele dag na hulle smag, sonder dat jy daar iets aan kan doen. Die vrugte van jou land en al die werk sal 'n volk eet wat jy nie ken nie, en jy sal altyd deur net verdruk en hard behandel word. En jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. Die Here sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene, waarvan jy nie gesond kan word nie. Van jou voetsool tot jou skedel. Die Here sal jou en jou koning wat jy oor jou sal aanstel, na 'n nasie laat gaan, wat jy en jou vaders nie geken het nie. En daar sal jy ander gode, hout en klip dien. Is dit nie wat in Suid-Afrika aangaan nie? Hulle huise is vol van gode wat van hout en klip gemaak is. Man, jy kan nou na die naaste tuinwinkel gaan en vir jou 'n Boeddha beeld gaan haal. En hulle, en weet jy wat sal hulle vir jou sê? Ek aanbid nie daai ding nie. Jy aanbid hom as hy daar staan, jy verheerlik hom, jy sit sy beeld op, jy rig sy beeld op, soos Nebukadneser 'n beeld opgerig het. Jy moet dan wees die beeld van Christus. Christus is jaloers oor daai goed, en jy wil hom terg met daai werke van jou hande. Dit is wat in hierdie land aangaan.
Ja, daar sal jy gode van hout en klip dien. En kyk net wat het die land al oorgekom. En jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot wees onder al die volke waarheen die Here jou sal wegvoer. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel. Want die sprinkaan sal dit afeet. Wingerde sal jy plant en bewerk, maar geen wyn drink of wegberre nie, want die wurm sal dit opeet. Olyfbome sal jy hê in jou hele grondgebied, maar jy sal jou nie met olie salf nie, want jou olywe sal afval. Seuns en dogters sal jy verwek, maar hulle sal vir jou nie wees nie, want hulle sal in gevangenskap gaan. Hoeveel kinders daar buite is in gevangenskap? Ek praat van demoniese gevangenskap, gebonde, maar hulle sit in sogenaamde Pinksterkerke. Hulle is gebonde, hulle is op drugs, hulle kom kerk toe, maar die seuns en dogters van die vaders en moeders wat daar sit in die kerk is gevange. Ja. Gevange in sonde. Ja, sit met nikotiengeeste en pornografiegeeste en Ja, bro. losbandigheid. Net so, in die kamp van die Here, in die kerk van die Here sit hulle met al hierdie dinge, pornografie. Weet jy, as jy net kyk om te begeer, het jy klaar oorspel gepleeg. Gaan kyk maar in die woord, of iemand wat oorspel pleeg, in die koninkryk van God sal ingaan. Jy sal nie daar ingaan nie. Jy sal nie, hy sê dit. Al jou bome en die vrugte van jou land sal die sprinkaan in besit neem. Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim, en jy sal laer en laer afsak. Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie. Hy sal die kop en jy die stert wees. En al hierdie vloeke sal oor jou kom, en jou agtervolg en jou inhaal totdat jy verdelg is, omdat jy nie geluister het na die stem van die Here jou God, om sy gebooie en sy insettinge, wat hy jou beveel het, te hou nie. Natuurlik Nuwe Testament insettinge. As jy nie die Nuwe Testament insettinge gehoorsaam is nie, en jy sê 'n dader van dit, jy bedrieg jouself, dan gaan jy dadelik weer onder die wet in. Want jy sê onder die Nuwe Testament, jy moet 'n dader wees, jy moet gehoorsaam wees aan daardie profeet, wat die Nuwe Testament gebring het, daardie bevele om dit te hou. En as jy dit nie hou nie, waar is jy? Jy is onder die wet, en dan sal die vloek van die wet aan jou kleef. En wat sal gebeur? Die wet sal jou tugmeester wees om jou terug te bring na Christus toe. Hoeveel keer het ons dit al gesien? Broer Philip, het die tugmeester sy werk in jou gedoen? Was jy ongehoorsaam aan Jesus? Die tugmeester het vir jou gevat tot daar in die uiterste, né? Ja broer, eers met toon gestamp en toe my hele lewe so omgestamp. Die enigste man wat sy toon stamp net voor hy kom doop, hy stamp sy toon teen die steen van aanstoot, die rots van struikeling, omdat hulle ongehoorsaam is aan die woord. Broer Philip, maar vandag het jy getuienis. Jy getuienis is daar op die groep, maar die Here moes jy eers pak gee. En hy was gedoop, né? Hy het Jesus se naam bely. Hy het gedink hy's gered. En nie toe nie so nie. Toe sy terug onder die. Wat sê hy vir die Galasiërs? O onverstandige Galasiërs. Julle wat in die gees begin het, nou eindig julle in die vlees. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Ok, kom ons lees aan. Waar was ons nou? Ok, Here jou God, ok. En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou inhaal totdat jy verdelg is, omdat jy nie geluister het na die stem van die Here jou God, om sy gebooie en sy insettinge wat hy jou beveel het, te hou nie. En hulle sal by jou 'n teken en 'n wonder wees, en by jou nageslag tot in ewigheid. Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het nie. Hier is wat ek wil sê, weet jy wat? Ek het net gesê, baie van hierdie mense dink hulle is okay, omdat daar oorvloed is. Maar hulle dien nie meer die Here nie. Hulle dien hulle eie buik, en hulle verloon hom deur hulle werke. Sal jy jou vyand wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger, en in dors, en in naaktheid, en in gebrek, aan alles, en hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit, totdat hy jou verdelg het. Die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie, 'n nasie hart van aangesig,
wat die grysaard nie ons sien en vir 'n seun geen genade het nie. En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet totdat jy verdelg is. Wat vir jou geen koring, mos of olie, aanteel van jou beeste of aanteel van jou kleinvee sal laat oorbly totdat hulle jou tot niet gemaak het nie. En hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte totdat jou hoë en versterkte mure val waarop jy in jou hele land vertrou het. Ja, hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte in jou hele land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here het ook terwyl ek dit lees vir my gesê dat hierdie hoë en versterkte mure, hierdie vals lering wat julle op vertrou, dit gaan val. Jy het vertrou daarop, maar dit gaan val, broer. En jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns en jou dogters wat die Here jou God jou gegee het, in die belering en in benoudheid waarmee jou vyande jou benoud sal maak. Die vertroetelde en baie verwende man by jou sal jou sy oog sal sy broer en die vrou wat hy lief het en sy oorige kinders wat hy nog behou het skeef aankyk. Laat my so dink aan die vrye messelaars, broer. Hulle kyk hulle kinders skeef aan. Kom ons lees verder en lees hoe is hulle. Onthou, die vrye messelaars is onder die vloek van die wet. 100%, hulle aanbid 'n ander die songod. Maar as jy dieper gaan en jy's 'n 33ste graad vrye messelaar, dan weet hulle Lucifer, Satan is hulle god. Ja. Okay, so kom ons kyk gou wat doen hulle. Sodat hy aan geen een van hulle iets sal gee van die vlees van sy kinders wat hy eet nie, omdat daar vir hom niks anders oorgelaat is in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyande jou in al jou poorte benoud sal maak. Hoeveel vloeke neem daai vrye messelaars nie oor elkeen van hulle kinders nie? Vloeke oor die oudstes. Vloeke van nek afsny, as hulle so uitpraat. Vloeke van hulle gee letterlik hulle kinders oor as spys. Hulle eet hulle op as spys, hierdie vrye messelaars. Hoe meer en hoe dieper jy in vrye messelary ingaan, hoe meer moet jy jou kinders vervloek. Lewe en dood is in die mag van die tong. Hoe meer rus die Satan sekere dinge op jou kinders en op jou bloedlyn, veral die oudste. Net vir sê dat dit kom in die geslagte na die tyd. Is daai vloek nog steeds daarso. Ja. Jy weet jou oupa dien miskien nie meer die vrye messelaars nie, maar sy pa het. En nou is jou pa se kind en jou kind nog onder daai selfde vloek. Ja. Is daar nie 'n deel wat Arend sê tot die 4de geslag? Okay. So broer Eddie, jy het nou net gesê dat hierdie vloeke volg die geslagte so. Selfs wat jy nou sê, tot die 3de en 4de geslag besoek die Here daai vloeke. Ja. Maar tot die 1000ste geslag seën hy die vir die wat hom liefhet. Ja. So nou wil ek vir jou sê, broer, dat daai vloek van die vrye messelaars, ons sien dit wanneer ons mense bedien. Yes. Dat dit, jy kan selfs die 3de en 4de geslag van 'n oupa wat 'n vrye messelaar is, moet jy nog steeds breek oor die geslagte wat daarna gevolg het. Want hulle vervloek hulle geslagte en die geslagte na hulle. Hulle vervloek hulle kinders se vrug. En weet jy wat kry hulle van die Satan? Geestelike demoniese krag. Ja. So hulle letterlik eet hulle kinders as spys op vir geestelike demoniese krag. Die vertroetelde en verwende vrou by jou, wat van verwendheid en weekheid nooit probeer het om haar voetsel op die grond neer te sit nie. Haar oog sal die man wat sy liefhet en haar seun en haar dogter skeef aankyk. Ook haar nageboorte wat tussen haar voete uitgaan en haar kinders wat sy sal baar, want sy sal dit stilletjies eet by die gebrek aan alles in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyande jou in al jou poorte benoud sal maak. Hoeveel vrouens doen nie stilletjies heksery en hulle eet hulle kinders op met vloeke as spys? Ons het dit al gesien. Hoeveel keer oor en oor. Jy moet hoor wat daai mense oor hulle kinders uitspreek. Hoe hulle letterlik eet vir demoniese krag tot en met hulle later offer. En wanneer daai kind dan sterf, dan kan daai heks baie krag van die Satan ontvang. En selfs skoonheid. Ek het dit al gesien ook. Ons het al gesien letterlik hoe hulle
genesing, lyk soos genesing. Jy weet, kom ons wees sommer nou eerlik oor wat hierdie hekse doen. Hulle doen dit stilletjies. Hulle is baie keer vertroetelde en verwende vroue. Hulle sit nie hulle voete neer nie. Hulle werk hier, broer. Hulle sit heeldag by die huis en is praatsiek en bemoeisiek en hulle is besig met dinge wat nie betaamlik is nie. Terwyl hulle kinders stilletjies opeet, want dit is onder hierdie wet. Nou begin hulle hierdie heksery doen. Aan die begin is dit lekker, want dit werk. En jy met 'n paar, het jy geweet, jy kry hoodoo en dan kry jy voodoo. Hoodoo is jy moet ritueeltjies doen. Nou doen hulle, en die goedjies werk. En later, as soos hulle hoër klim, moet hulle net soos die vrye messelaars meer en meer hulle kinders opgee. Tot en met hulle later hulle kinders moet offer as spys en opeet as geestelike krag. En baie keer wat hekse doen, omdat hulle so baie astrale projekteer. Julle godsdienstiges, ek dink julle moet miskien maar hierdie nou uitsit. Hierdie is bietjie vir die gelowiges nou, vir die ouens wat regtig glo. Okay, so, daar's regtig sulke goed, hoor, die hele Bybel is vol van dit. En dan kom hierdie, en ons werk met hierdie mense. So hierdie mense wat in die okkulte speel, hulle moet dieper en dieper en dieper gaan, en groter en groter en groter offers bring. Eers is dit 'n kat, dan is dit 'n hond, miskien later is dit 'n bees, later is dit 'n mens. So moet hulle al hoe meer offers bring, en so sal al hoe meer vas, en hulle begin hierdie dinge doen. En omdat hierdie mense so astrale projekteer, buig hulle rug letterlik krom. Dawid sê hierdie ding, buig hulle rug altyd krom, né? En laat hulle heupe altyd deurwankel. So hulle, letterlik, alles van hulle, het julle al gesien van hierdie mense sulke knoppe? Het jy al gesien in die flieks? Hulle die hekse uit met hierdie knoppe, dis die waarheid. Dis die waarheid, jy kan dit ook gaan lees in sekere boeke, selfs Rebecca Brown, Dr. Rebecca Brown praat daarvan, dat hulle knoppe kry. As gevolg van die feit dat wanneer jy astraal projekteer, gaan jou gees uit jou liggaam. En die liggaam sonder die gees gaan dood. So daar moet 'n demoniese mag agterbly in die liggaam, wat die liggaam dan nou lewendig hou vir 15 minute. Hulle kan 15 minute uitgaan. As hulle langer as dit uitgaan, dan as hulle terugkom is daai liggaam te koud en dan kan hulle doodgaan. So hulle het 'n sekere hoeveelheid tyd wat hulle mag uitgaan. En wanneer hulle dan uitgaan, die demoon wat agterbly, hy verniel hulle liggame. Nou die kind van God kan dit ook doen. Het jy dit geweet, broer? Nou gaan die godsdienstige gesê, maar apostel Paulus het gesê, ek was afwesig in die vlees, maar teenwoordig in die krag van die Here Jesus in die gees. En asof ek teenwoordig was, verbly ek my om julle goeie orde te sien, in die een plek, in Kolossense. In die ander plek, sê hy daar in Korintiërs, asof hy teenwoordig was, toe gee sommer die man wat hierdie dinge gedoen het, toe julle vergader het, en my gees saam met julle, deur die krag van die Here Jesus, toe gee sommer daai man oor aan die dood, maar hulle sal dit nie verstaan nie. Het Elisa dit nie ook gedoen nie? Elisa, ja. Het Elisa nie, toe Gehasie terugkom, skelmpies, en hy daai geld gaan vat by Naaman, het Gehasie nie gegaan, en toe hy terugkom, toe steek het gou weg, en Elisa sê vir hom, van waar Gehasie? Hy sê, nee, hy het niks gedoen nie. Hy sê, toe jy gegaan het my hart, my gees, nie saam met jou gegaan nie? Kan Elisa nie gesien het wat die koning van 'n ander land doen en praat binne in sy kamer nie? Ag, weet jy wat godsdienstig is? Gaan lees selfs in die Ou Testament daarvan. Maar hierdie dinge is ook vir ons. Maar weet jy wat, wanneer die Here jou uitvat in die krag van die Here Jesus, dan bly die Heilige Gees agter. Yes. En wat doen hy? Hy, die Gees wat in ons woon, versterk en maak lewend ons sterflike liggame. Maar die dood, daai duiwel, wat in julle hekse bly, wanneer julle uitgaan, hy is besig om julle so te maak in julle hande, en daai osteoporosis en rheumatoid artritis en al daai goeters te gee in die knoppe, en later sal julle in 'n rolstoel opeindig. Pastoor Saar het altyd vir my gesê, jy weet broer, die hekse, hulle eindig altyd in 'n rolstoel op. As gevolg van hierdie dinge wat hulle stilletjies doen. Ja. Want jy maai net wat jy saai. Yes. Jy dink jy vervloek en jy kom reg.
Ja, jy maak dalk 'n paar onskuldige mense dood en jy kry demoniese krag. Maar kom ek sê vir jou, jy sal maai net wat jy saai. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy maai. Dit is 'n belofte van God. Yes. En jy sal opeindig daar, tensy jy jou bekeer. So my roep aan julle klomp, wat selfs hierdie video's kyk en in die okkulte is, kom na Jesus Christus toe. Daar's net een wat vir julle hierdie vrede kan gee. Jy weet, julle kan dit steel, maar dit is plastiek. Julle weet dit ook. Jy weet broer, het jy geweet, hulle moet mense tap. Hulle noem dit, hulle tap mense. Ja. Hulle tap die power chakra. Kom nonsens. Ja. Weet jy wat doen hulle? Al wat die duiwel doen is, hy haal net so 'n bietjie af. Hoor gou, ek lê dit gou vir julle uit. Hy haal net gou so 'n bietjie daai verdrukkingsduiwel af wat jy so verdruk, dan voel jy het vrede. Maar dis nie tussen plastiek vrede. Ja. Jy het nie die vrede wat Jesus is. Hy moet eers, die prins van vrede moet eers binne in jou kom woon, voordat jy daai tipe vrede sal hê, wat jy na soek. En dan weet jy wat doen hy weer? Dan druk hy nog erger. Dan moet jy 'n groter offer bring. Dan haal hy weer 'n bietjie af. Hy's besig om as gevolg van die gebrek aan belering vir julle te belieg. Ja. En julle volg hom. Maar julle sal eendag voor God se troon staan. Maar my gebed vir julle is, bekeer julle. Kom na Jesus Christus toe. Ja. Hy sal vir julle gee. Weet jy hoekom werk hulle so vir die Satan? Want hulle is verwerp, bro. Ja. En saam met verwerping kom rebellie. Yes. Wat het ek gesê? Ek sal julle wys. God het hierdie toegelaat. En dan blameer hulle nog vir God, vir Satan se werk. Satan is die dief wat gekom het om te steel en te verwoes en te slag. Nou blameer jy vir God, 'n goeie God, vir die een wat jy aanbid. En jy wil vir hom nie skuld gee. En dan wil jy nog vir Satan mense doodmaak en sy werke doen, want die begeertes van hulle vaders wil hulle doen. Want hy was 'n mensemoordenaar, net soos julle. Maar God is klaar gepraat met julle. Hy is klaar gepraat. Sy toorn gaan oor julle uitgestort word. Broer, ek voel die vuur van God in my vandag, vir hierdie ongeregtigheid wat hulle bedryf. En my waarskuwing is, kom gou en maak vrede met hom. Julle kan saam met die konings van die aarde vergader het, teen die een wat leef, Jesus Christus. Maar bekeer jou, Psalm 2, maak gou vrede met hom. Want gou kan sy toorn ontvlam. Yes. Ek het dit gesien. Nou ja, broer, kom ons kom weer terug na die woord toe. Hulle tap letterlik die mense vir krag. Ja. Maar ware Christen dra die las van sy naaste. Presies. Sien wat hulle doen, hè? Hulle moet hulle kanker, want hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, moet hulle op iemand anders plaas, sodat hulle dit nie kry nie. Maar jy weet, jy vergader net vir jou 'n groter kanker later, 'n groter oordeel later. Die Satan bedrieg hulle so, maar wat jy nou gesê het is die waarheid. Die Here het vir my openbaring gegee, dat die sataniste offer ander mense om krag te kry, om meer krag te kry, om meer te vervloek en meer dood te kan uitdeel en ander mense te offer vir hulle self. Ons offer ons self as 'n heilige offer aan Jesus Christus, sodat die dood in ons kan werk en die lewe in hulle. Yes. Ons giet ons uit en raak swak, sodat julle kan sterk raak. Ons doen dit want dis wat Jesus vir ons gedoen het. Ja, broer. Ja, so amen. Waar was ons nou? Okay, so dit gaan nou oor die verwende vrou, die vertroetelde vrou. En weet jy wat het Pastor Salme ook altyd gewys het? Vir my gesê, baie van hierdie persone wat so in die kulte is, hulle kyk om 'n ryk man te vang. Yes. Want hulle wil 'n verwende en 'n vertroetelde vrou wees. Hulle kyk, jy kan maar kyk, ons het al baie van hulle bedien. Hulle vang 'n ryk man. En dan sit en doen hulle hierdie goed by die huis, terwyl die man hard werk. Kyk, kom ons gaan aan. En dis die waarheid, ek het dit ook gesien. Ek dink Rebecca Brand praat ook daarvan. Ja. Okay, as jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou, wat in hierdie boek geskrywe is, om hierdie heerlike en gedigte naam van die Here jou God te vrees nie, dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring, groot en aanhoudende pla en kwaadaardige en aanhoudende siektes. En hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe.
ook allerhande siektes en allerhande pla wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie. So, goed wat nie as hier opgeskrywe is, broer, hoeveel nuwe pla hoor ons nie van daar buite deesdae. Die sal die Here teen jou laat opkom totdat jy verdelg is. En hulle sal met min mense oorbly in plaas dat julle gewees het soos die sterre van die hemel in menigte, omdat jy nie geluister het na die Here, na die stem van die Here jou God nie. En soos die Here oor jou bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, so sal die Here oor julle bly wees om julle tot niet te maak en julle te verdelg. En julle sal uitgeruk word uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde. En daar sal jy ander gode, hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. En onder die nasie sal jy geen rus hê nie. En vir jou voedsel sal daar geen rusplek wees nie. Maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee en smagtende oë en 'n kwynende siel. Weet jy wat baie van hierdie mense wat Jesus bely, hulle het sulke bewende harte. Sit net 'n bietjie besetene voor hulle en kyk hoe bewe daai mense. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand. En in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. En die Here sal jou op skepe na Egipte terugbring op die pad waarvan ek vir jou gesê het. Jy sal dit verder nie meer sien nie. En daar sal julle aan julle vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees. Ek wil gou vir julle sê dat hierdie is 'n baie goeie verduideliking van die tugmeester. Hierdie is so 'n goeie verduideliking van depressie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, hè broer Hardes? En in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre. Ag, was dit maar hierdie dag dan sal ek nou miskien nou beter gevoel het. Ag, as dit maar hierdie draak was en jy sal so hardklop vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp. Dit is 'n baie goeie verduideliking van depressie. Jy gaan en jy wil hê dit moet aand wees sodat jy kan slaap. In die môre dan wil jy weer hê dit moet aand wees. En dan as jy hier is, dan wil jy by die huis wees. As jy by die huis is, wil jy nie daar wees nie. En dit is wat depressie is. Dis die Here wat met jou besig is om te praat. Hy gee 'n bose gees. Ek sê vir jou nou, depressie is 'n bose gees van God, wat gestuur is net soos God 'n gees gestuur het op Saul, koning Saul, omdat hy hom verhef het. Omdat jy jou verhef het voor die lewende God. Omdat jy hierdie dinge nou dien. Jy's nou 'n slaaf en 'n slaafin van die sonde. Verkoop onder die sonde. En die dinge wat jy wil doen, dit doen jy nie, maar die dinge wat jy haat, dit doen jy. So jy's 'n slaaf van die sonde. Ons is slawe van geregtigheid. Die wat die ander leers verkondig, hulle sondig elke dag nog. Hulle sê dit ook. Ons sondig elke dag. Ons kan nie meer sondig nie. Die saad van God woon in ons. Ons kan struikel, maar weet jy wat, ons het die sonde oorwin. Ons kan soms struikel, en die Here tugtig ons as ons struikel en hy gee vuur, maar kom ek sê vir jou wat, ons heers oor sonde. Hoe kan ons nog die sonde dien, as ons die sonde afgesterf het? Hoe kan julle vir 'n mens sê, ons sondig elke dag? Dis wat hulle leer, broer, sê eintlik dit. We sin every day. En dan weet jy wat, een van hierdie baptiste sal letterlik daar staan, en dan sal hy sê, Oh Lord, do not use me, a sinner that sins every day, but let your Holy Spirit work through me. Hoe gaan die Heilige Gees in jou werk? Ja, soek 'n wissel of ander. Dis 'n godsdiensgees. Godsdiensgees is baie gemaklik met 'n besoedelde tempel. Ja. Maar as jy die sonde afgesterf het, omdat jy begrawe was deur die doop, word jy ook opgewek deur die doop in 'n nuwe lewe. Gaan lees maar Romeine 6. So, en dit is die groot verskil, broer. Hierdie mense is nog onder die vloek van die wet. Ja. En weet jy wat, baie van hulle is op antidepressante, of op kalmeerpille. Dit is jou towermiddeltjie wat jy nou maar moet vat. Want weet jy wat,
jy gaan kniel net vir 'n groter gees as depressie. Sy naam is Famakaya. En hy sal vir depressie sê, staan jy eers op sy. Dit moet daarom blyk dat hierdie goed werk. Ja, en die mense sal sê, maar die antidepressante het hulle lewe gered. Maar Ek het nog net 2 mense dit hoor sê en hulle was albei sterk Jezebelle. Ja. En hulle het nog steeds depressie. Maar weet jy wat, ek praat uit ondervinding want ek het depressie gehad. Ja. Ek het alles probeer. Ek het al die antidepressante, weet dit net vir 'n rukkie gewerk. Elke keer net vir 'n rukkie. Ja, dan moet jy weer gaan en met hulle Totdat jy verslaaf is, dan moet jy op iets ergers gaan. Totdat jy verslaaf is. En so trappel jy. Weet jy wat gebeur baie keer met baie van hierdie mense? Hulle eindig later op in 'n sielsieke inrigting of in 'n plek waar hulle moet gaan, waar hulle dan nou moet, waar hulle 'n meltdown gekry het. Maar dis dan op al hierdie verskriklike pille. Of weet jy wat, baie van hulle pleeg selfmoord. Van hierdie pille, en is die waarheid, het die neiging om mense te laat selfmoord pleeg. Dis een van die neeweffekte. Weet jy of jy dit weet? Ja. Ek kan selfs nou name onthou van hierdie pille. En dis 'n neeweffek, maar dis nie die pil nie, broer. Nee, Dis die Dis gees. die gees. Dis die gees Dis en hulle presies, verstaan dit nie. En die tekens nog nie gevolg nie. En dis hartseer, dit is baie hartseer. Ek dink jy was broer Naas. Daar sit 'n man wat geklassifiseer was deur die wêreld se sielkundiges as extreme depressive syndrome en hulle kon nie meer vir hom pille gee nie want hy was op alles en hy was weerstandig later teen al hulle pille. Broer Naas, vat jy pille vandag? Ja. Broer Naas, die gospel. Gospel. Dis die Amen. regte pil. Broer Naas, het jy vreugde en vrede vandag? Amen. Het jy krag Ja, broer. om nee te sê vir sonde? Ja, broer. Trap jy op sonde? Ja, broer. Broer, weet jy, maak my so bly. Weet jy broer, ek was vir 'n oomblik gedink, broer, as jy gaan sê jy vat pille, dan gaan ek vir jou bestraf. Toe hoor ek so 'n gas voor die pil, toe raak ek baie opgewonde. Gospel, ja. En ons gaan nog broer Naas en sy vrou, hierso hy op hierdie bank, Monique, en Yes. hulle gaan nog vir ons getuig. En Suster Monique, ek dink het hulle jou nie geklassifiseer as 'n skizofreen nie? Ja, Ja, was jy ook op pille? en maniac disorder en Maniac disorder. Ek onthou ons moes daai ding bietjie bind, nee, ek dink. Ja. Weet jy, dit maak my so bly as ek na sulke mense kyk. Daar's die tekens, broer. Daar's die tekens. Kyk die vry mense. Man, en my daar's die oë, brief. daar's die brief geskrywe, nie met ink nie. Nie met 'n voorskrif, broer. Naas jy ook voorskrifte gekry daar by Indiër dokter vir morfine, hè? Ja, ek het dit ook gedoen. Ja, morfine. Want die ander goed is te swak, nê? Baie swak. En daar sit jy vandag. So vry, so vry. Ja, ek klassifiseer hulle as kinders van die lig. My diagnose oor jy is vry in Jesus In naam. Jesus naam. Ja. Ja, my prognose en diagnose, die seun van Abraham rus op jou, broer, Yes. Naas, en op jou gesin. Amen. Okay, nou het ons gelees oor die vervloeking, nê. Ja. Ek wonder of ons die volgende keer oor die seun praat. Ek dink so. Ja, sodat hulle meer vriende kan roep vir die godsdienstige bediening ook. Ja. Dit gaan so 2 weke vat om huis in te. Hoe kners jy in jou tande daar? Hè? En die godsdienstige is ook wat gedoen in apostel Paulus. Ja. Jong Saulus. Kners op sy tande. Hy sê, "Ja, maak hulle dood." En hy was so godsdienstig, dat tot die Here vir hom beet gekry het. Hè? Tot die Here my daar in die beinskloof beet gekry het. Ek was net so godsdienstig. Dus so kom my hart gaan uit na julle. Ek hoor hoe skree hulle blasphemy. Blasphemy. Seun van Abraham, Bro. blasphemy. Gelukkig in die Nuwe Testament wat hulle dink hulle onderhou, stenig hulle nie meer nie. Anders was ek en jy dalk probleme gehad, hè. Miskien ons skuld moes gehou het in die klippe. Ek het die hemel oopgemaak vir ons broer en Jesus al gesien. en Broer, Vader. maar hierdie vrede kan hulle nie steel nie. En hierdie een wat hier woon, wat hierdie blydskap vir my gee. Julle kan nie. Weet jy, ons kyk nie eers na die goedjies wat hulle vir ons wil wys as bewyse nie, want ons ken die waarheid en die waarheid het ons vrygemaak. Sê gou vir my broer Nardus, sal jy
ooit teruggaan na dit wat daar buite in die kerke is? Nee broer, nooit. Kon hulle jou help? Nee. Nee, hulle was baie tevrede met my gewees. Baie tevrede met my. Maar nou is dit 'n probleem. Solank jy 'n tiende betaal, is hulle tevrede met jou. Ja. Daar's net een evangelie wat ons kon losmaak, né broer? Die tot redding, die evangelie tot redding. En ons almal het dit gehad en ons almal iemand wat gestuur was om ons hierdie waarheid te kom verkondig. Yes. En daar kry jy die Paulusse, die Saulusse. En dan kry jy die apostel Paulusse wat bekeer het. So dis nie dat hierdie mense nie kragtig gebruik kan word nie. Maar hulle moet eers 'n skudding hê. Apostel Paulus, toe hy Saulus was blind gemaak. Yes. Dan weet jy wat daai verblinding sit regtig op hulle. Ek het al 'n man gesien, letterlik met verblinding op hom, soos hy godsdienstige antichrist dien. En hulle sit in kerke en hulle dink hulle is okay. Maar hulle is onder die mag van die lig, want die hele kerk het afvallig geword. En ons het al daaroor gepraat, al die pastore is nou onder die paus. Want dit het van bo af gekom, van die leierskap. Het dit deurgefilter reg deur tot elke geordende pastoor. As jou kerk gaan aansluit het onder die nuwe wêreldorde kerke en jou hoof daar van die kerk waaronder jy georden was, daai organisasie het hulle uitverkoop aan die paus, dan het dit deurgefilter tot op jou motorhead of jou gesagshoed van die vrymensenaars. En dit is die waarheid, broer. Gaan kyk waarvoor daai motorhead staan. Of die geleerdheid en die wysheid van die wêreld. Dis hoekom die Here dwaase roep vandag om die wyses te beskaam. Eerstes laaste, laaste eerste. Ja, hoe dank ek Here, ek was een van die dwaase. Ek dink een van julle het al slyk geëet en gedink is vitamines nie. Maar prys die Here. Nou kan sy wysheid in my woord. Jy moet eers dwaas word voordat jy kan wys word. Man, sy wysheid is so wonderlik want dit behoort aan hom. Maar jy moet eers minder raak sodat hy in jou meer kan word. Jy moet eers niks wees en weet dat jy niks is voordat hy sy wysheid met jou sal deel. Sy wysheid is so wonderlik. Want is hy. Dis hy wat praat, nie meer jy nie. Nou ja, broer, ek dink ons gaan oor die seën praat volgende keer, maar ek wil net gou vir jou net so 'n bietjie met 'n lus vang sodat jy volgende keer sal kom. So, ons gaan praat oor Jabes. Jabes se gebed. Een man wat gedurf het vir God vra om hom te seën. Klein gebedjie, miskien 10-15 sekondes. En toe sê God, ja, hoekom nie? Seën die man in alles wat hy het. Ja, ons gaan praat oor dit. So jy moet vir God vra om jou te seën, né? Dan gaan ons praat oor Esau, né? En hoe Esau vir die sonde sy eersgeboorte reg verkoop het. En toe, dies wat dit nou doen vir sonde, hulle eersgeboorte reg, wat Jesus is, verkoop vir die sonde, hoe hulle gaan vurig begeer en ween daarbo, maar daar gaan geen meer seën van die Vader af wees vir hulle nie. En hulle sal in die hel gewerp word. En dan gaan ons praat oor die seën wat Israel oor Jakob se seuns, wat Israel oor Josef se seuns uitgespreek het, dat daar was 2 seuns. En in hierdie geval was hulle albei geseën. Daar was geen seën oor vir Esau nie, want hy het sy geboortereg verkoop vir 'n pot rooi lensiesop, skarlaken, sonde, lensiesop, rooi lensiesop, verkoop hy sy eersgeboortereg. En toe sê die vader hy het niks meer oor vir hom nie. En hy het dit selfs vurig begeer. Maar toe Josef se 2 seuns gesalf word. Ephraim en Manasse het Israel letterlik sy hande so gedraai. En hy het die regterhand op die jonge gesit en hulle het al 2 seun ontvang. En Josef wil hom stop en sê, nee, hierdie is die oudste. Sê hy, nee, hierdie ene kry die groter seun. Toe kry hy 2 seuns. So wat een gaan jy wees? Maar in 'n geval, okay, ons gaan nie daarin gaan nie. En dan gaan ons praat oor Isak, wat 'n 100voudige seën, toe hy gesaai het, het God 'n 100voudige seën ingestuur. En dan wil ek praat oor die seën van die Here wat ryk maak, en al die ander dele. En dan wil ek vir julle sê,
ons gaan nou wel. Ek weet jy wat, ek gaan al hierdie, ons gaan daaroor praat. Maar, hoekom het ek net oopgemaak daar in 1 Korintiërs 10? Hoekom het my Bybel daar toe gespring? Ek sê vir jou, dit was amazing. 1 Korintiërs 10, hierso is hy, sien jy? Ja. Die beker wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Jesus nie? Daar's die seun van Abraham. Okay. Daar's die seun van Abraham. In hom is lewe en die lewe is die lig van die mense. Ek is die opstanding en die lewe, het Jesus gesê. Daai is die seun van Abraham, die ware seun. Ja, die ander dinge, die Here kan jou seën. Maar het jy daai seun? Kan jy sy bloed drink? Kan jy daai beker werklik waar seën met danksegging? Broer, is daai beker al vir jou soos krag wat deur jou vloei? Broer, as ek daai beker drink, is die gemeenskap met die bloed van Jesus, is ons baie bedien het, en daar is goeders op ons, en ons dra hierdie laste, en ons staan in die bres, en die dood werk in ons in die lewe in hulle, en ek gaan, en die Here sê vir my, drink my bloed, want as jy nie sy vlees eet, en sy bloed drink, het jy geen lewe in jou nie, en ek vat daai seun, die seun wat God vir ons gestuur het, toe hy die offer gestuur het, sy seun in ons plek, daai offer, en ek vat daai, en ek drink het. Broer, daar is nie 'n duiwels mag wat op my kan sit nie, hulle spring van my af, hulle hardloop pad af, dis hierdie wit ligkrag wat deur my vloei. Drink jy dit al so? Of drink jy dit in daai klein kelkie, alleen by jouself? Of is dit een beker wat geseën word? Daai beker, een beker, een liggaam, een gees. Hou maar aan met jou kelkies, kyk hoe ver het jy gaan vat. Nou maar, op daai noot, kom ons bedien die nagmaal. Yes. Suster, het jy vir ons van daai? Okay. Nou ja, ons gaan nou met lus vang. Ons gaan nie nou die nagmaal doen nie, want ons sal dit spesiaal doen volgende keer. Ons gaan die nagmaal doen, maar ons gaan dit spesiaal doen volgende keer. Soos Jesus hulle dit gedoen het. Yes. En ons gaan die nagmaal vat, en dit gaan net so kragtig wees, maar ons wil so 'n bietjie 'n feesmaal hou na die tyd ook. Soos hulle dit gedoen het, broer. Yes. Klink dit vir jou reg? Ek's in. Is jy in? Broer Hannes? Wat gaan jy bring? Gaan jy vir ons nog 'n lekker sous? Ek bring wat ek moet bring. Ek bring wat ek moet bring. Ja, is mos nou ietsie wat gaan gebeur ook. Weet dit? O ja. Na die tyd doen. Ja, nee, ons sal na die tyd doen, ja. Okay. Maar prys die Here, dis die seën. En jou sal al die volke geseënd wees. Wat 'n seën was dit, broer? Die saad van die belofte wat deur Abraham sou kom. Al die volke, die heidene sal hulle met jou naam seën en die heidene sal hulle op sy naam beroep. Daai is die naam wat ons nou het. Die seun wat uit Abraham se nageslag gekom het. Die seun van Abraham. Dit is eintlik waar alles gaan. Dis Jesus. As jy hom het, het jy alles. Dis Jesus. As jy hom het, het jy alles. Ek sê dit weer. As jy hom nie het nie, dan het jy nie. Die seun. Die seun en die seun. Ja. Daarso sê Salomo, hy praat van God en hy sê, en wat is die naam van sy seun as julle dit weet? Totaal verborge vir hulle. En weet jy wat? Hulle wil so vashou aan Ou Testament name, terwyl ons die naam van die seun van God, die heilige van God, die Messias van God, daardie ene ken. En ons ken hom in sy krag, en ons ken hom in sy heiligheid, en hy woon in ons. Ons is sy tempels. Maar julle wat na die vlees wandel, sal ons vervolg. Al staan dit hier, al wys ons vir julle, wat julle wandel na die vlees. Dis presies wat apostel Paulus gedoen het, toe hy nog Saulus was. Gewandel het na die vlees. Okay. Dit was amazing eintlik. Dat jy woord daar oop lê. Wat sê? Dat ek nie gesien het jy die Bybel geblaai het nie. Want hy het geblaai en ek gaan net die video kyk. Ja, Dit is 'n engel wat Okay, so nou ja, ons het gesê, ek het net gesê ons gaan nie die nagmaal hou nie, maar miskien gaan ek dit uitsny. Wie weet.
Hoe kan ons dan nou praat en eindig op die seun van Abraham? Die saad van die belofte, die een wat sou kom, die een wat geopenbaar was daar in die berg aan Abraham, die ram wat vasgevang was daar in die bos, die een wat geoffer was. Hoe kan ons nou die vervloeking lees en nie spring na die seun toe nie? Yes. Ons sal later die seun in die Bybel, die openbaring van dit wat sou kom, sal ons lees. En ons sal praat van hoe die seun werk en hoe julle kinders moet seën. Yes. En hoe die vader sy huisgesin moet seën. Weet jy wat, my geestelike vader op sy sterfbed, die dag wat hy gegaan het, het hy gesê, kom staan hier onder my arm. By sy heup. Jy geweet daai seën, en toe seën hy my. Daai seën het hy op my geplaas. Julle moet julle kinders seën. Yes. Maar nie net julle kinders nie, maar julle geestelike kinders ook. Okay, kom ons lees gou hier. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker, ek praat van die beker, nie die kelkies nie, né? Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën. Is dit nie die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een. Een liggaam. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Want ons het almal deel aan die een brood. So ek wil sê, die seën wat ons nou gaan uitspreek oor hierdie beker, is die gemeenskap met die bloed van Jesus. En die verlossing is in die bloed van die lam. En ons geen sonde vergifnis of vergifnis van sonde sonder bloedvergieting nie. En daarom moes Jesus daardie offer bring, daardie een offer, waar van ons toe gereinig is van 'n slegte en 'n dooie gewete. Daardie offer wat hy gebring het, sy vlees, die vloek van die wet wat op hom was. Ons het nou net die vloek van die wet gelees. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet nadat hy vir ons 'n vloek geword het, want vervloek is elkeen wat aan hout hou. Toe koop hy ons los van die vloek van die wet. Dit was 3 of 4 blaaie lange vloek. 1 blad van seën, 4 blaaie van vloek, wat Jesus ons van los gekoop het. Met hierdie. Daar's die seën, broer. Hierdie beker wat ons met danksegging seën. Ons dank die Here vir daai seën. En dit is net wonderlik om te kan gaan van die vloek skielik na die seën toe. En nou is ons, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in sy bloed, wettiglik gegrond. Die een wat uit die hemel uit sou kom, die een wat in die berg ingegaan het was Moses, en die wet het deur Moses gekom, maar die een wat uit die hemel uitgekom het, baie hoër, hy het vir ons genade en waarheid gebring. Daai genade en waarheid wat hy gebring het as die seun van God, want niemand het in die hemel opgevaar en niemand het van daar af neergedaal behalwe die seun van die mens. Daardie Nuwe Testament wat hy gebring het in sy bloed, dit is nou die verordeninge van die Nuwe Testament wettiglik gegrond in sy bloed. Die seën, hier is die seën, die Nuwe Testament. Yes, is jy in genade? Ja, ons is in die seën. Okay, kom ons doen weer. Okay. Ja, Here Jesus, ons eer U, ons loof, ons prys U. Ons kom net en sê vir dankie, 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 dankie. Jy het ons losgekoop van die vloek van die wet. Wat 'n verskriklike vervloeking. En nie een mens kan die wet onderhou het nie. Nie een mens kan dit goed genoeg onderhou het nie. So hulle is almal nog onder die vloek wat nie in U is nie. En Here, toe kom U uit die hemel uit en U hou die wet 100%. En U offer Uself op in ons plek, sterf in ons plek. En U staan op ter wille van ons regverdigmaking nadat God U uit die dode uit opgewek het. En ons glo dit met ons hart. Ons bely dit met ons mond. En Here, nou dank ons U dat ons kan deel hê aan hierdie nagmaal. Ons vra U, Here, waar ons op enige manier in woord en daad versinsel van die hart U gefaal het, dat U ons sal vergewe.
En dat hierdie offer vir ons nou die genesing sal bewerk. Die genesing wat deur die liggaam van Jesus gekom het, deur die wonde van Jesus. En daar die verwarring, Here, vir die mense wat in verwarring sit, wat hulle nou bekeer, Here, van die kinders wat afvallig geword het, en wat selfs geeste op hulle het soos depressie, dat hulle nou, hulle bekeer en selfs saam met ons hierdie nagmaal sal vat. Dat hulle vergifnis sal vra, skeer julle harte, nie julle klere nie. Jy, wat nou daar sit en luister, jy wat depressie het, skeer nou jou hart voor die Here. Vra vergifnis. Jy wat waarlik weergebore is, ek praat met die ware weergebore kinders van God, wat uit gees en waarheid die Here aanbid het, eens op 'n slag. Bekeer jou. En dan, as jy saam met ons hierdie nagmaal sal geniet, dan sal die Here al die vloeke van Egipte weer van jou afwend. En hy sal weer sy seën op jou rus. Die seën wat in Jesus Christus is. En Here, daarom seën ek nou hierdie brood met danksegging. En ek dank U, Here, want U het daai aand gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dankie dat U ons smarte, ons siektes, ons krankhede, ons sondes op U, op die kruishout geneem het. Dankie dat U ons losgekoop het van die vloek van die wet. En daar is die wat nou hier sit, wat totale verlossing gaan ontvang van oppressie en van verdrukking wat van buite af deur die vyand teen ons gestuur is. Totale verlossing. Yes. En ons dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam. Ek wil net vir julle ietsie lees hierso. Genesis 49 vers 9. Ja. So Jakob of Israel seën sy seuns en hy seën vir Juda. Juda is 'n jong leeu. So nou spreek 'n seën uit oor hierdie bloedlyn. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog van die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Die wat hom nie gehoorsaam is nie, word uitverdelg. Hy die volk uit. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok, en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. Dit laat my so dink aan daai vul van die eselin, waarop Jesus ingekom het. Die wynstok, kom op daai vulletjie in daar. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn en witter van tande as melk. Sjoe, Jesus. Sjoe. Die wynstok. Daar kan jy al klaar sien die seun waar hulle vra vir hom daar in Openbaring, het hy sy kleed gewas, né? Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Wie kan die druiwebloed van die ware wynstok drink, behalwe die weergebore kinders van God? Ja. Net ons wat een is in gees met hom, kan sy ware offer geniet. Vir die anders is dit 'n ritueel. Ja. Dis 'n kelkie. Kom ons eet die brood. Ja. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus, dat deur die wonde daar vir ons genesing gekom. Dis ons genesing. Dit is ons hoop. U genees ons van elke kwaal. U verwyder die pla van Egipte, waarvoor almal skrik. U verwyder dit van ons af. En u seën ons, die seun van Abraham, die saad van die belofte, Jesus Christus wat sou kom. U die kop van die slang vermorsel. En ons dankie dat u ons sondes en ons krankhede
en ons siektes aan die kruishout gedra het. Ja. En vir die wat werklik glo, sal hierdie tekens nou volg. Genesing. Genesing. Deur die God wat julle aanbid en waarlik in glo. Genesing. Vir elke plek in jou liggaam. Geen kanker sal aan jou kleef nie. Geen vloek of pes of plaag sal naby jou tent kom nie. Maar die Here sal jou beskerm en jou behoed en jou bewaar. Ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. In Jesus naam. En Here, ek dankie vir hierdie beker. Ek seën nou hierdie beker met danksegging. En ek herinner U het gesê, Vader, in die woord wat uit die boesem van die Vader kom, wat uit U uitgegaan het, wat van die hemel afgekom het. U het gesê, deur U woord, wat apostel Paulus ontvang het in die 3de hemel, waartoe hy weggeruk was, het hy gesê, die beker wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. En ek seën hierdie beker, my God. En ek dank U vir U bloed, U wynstok, die ware wingerdstok, waarin ons geënt is, ingeënt is. Nou gaan ons deel hê aan daardie lewe, daardie verlossing wat in die bloed is. Want U het gesê, neem, drink, dit is my bloed. Yes. Die bloed van die Nuwe Testament wat uitgestort word vir baie tot vergifnis van hulle sondes. Ja. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Okay, so ek wil net afeindig. Hoe kan ek dan nou die vloek lees wat onder die wet is en nie afeindig met die seën nie, broer? Hoe kan ek? Jesus is dan ons seën. Ja. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En hierdie dinge gebeur in die gees. Koninkryk van God is klaar binne in ons. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal jy wees by jou ingang en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word, op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Hoeveel keer het ons al honderde demoniese magte op 7 paaie gesien voor ons uitvlug, broer? Ja. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bestendig, soos hy jou dit gesweer het. As jy die gebooie van die Here jou God hou en in al sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal vir jou vrees. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrugte van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. As jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie. En dan kom die vloek. En dit laat my so dink aan Josua wat gesê, die Here sê, jy moet hierdie woord dag en nag bepeins. En jy mag nie links of regs daarvan afwyk nie. Want dan sal jy met goeie gevolg wandel. En die voorskrifte van God, die voorskrifte in die Nuwe Testament,
Matteus 5, 6 en 7, wat die fondasie is van die Nuwe Testament. As ons dit doen in hierdie nuwe land, wat die Here vir ons gee, gaan ons geestelike seëninge ontvang van die Here af. En dit is hoekom die Here vir my gesê het, vat die volk in die beloofde land in, leer hulle die verordeninge, die insettinge, die voorskrifte wat neergelê is in die verbond wat julle moet hou. Julle het 'n verbond met God gemaak. Julle is gekoop deur Jesus Christus. Sy bloed vloei deur julle are. Julle is besny in die hart. Sy Golgotha bloed vloei deur ons are. Ons het dan nou net sy bloed gedrink. Hè? Jy het 'n deel om te doen in jou deel van die verbond. Dis die voorskrifte. Okay, ek gaan bid. Yes. Hemelse Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En Here, ek wil my hande uitlig en ek wil almal hier seën met die seën van Abraham. Die seën van Abraham. Die seën dat die belofte sou kom. Die saad van die belofte, Jesus Christus. En hy het gekom. En die heidene het in u naam gehoop. En ons hoop in die naam, Here, en is in u naam, die naam van Jesus die Nasareëner, Jesus Christus van Nasaret, vir wie God uit die dode uit opgewek het. Ons glo dit met ons harte, Here, en ons bely dit met ons mond tot redding, en ons het dit gedoen, Here. Ek seën almal hier, en alles hier, wat aan ons behoort, in die naam van Jesus die Nasareëner. Die seun van Abraham, Here, die seun van Abraham wat ek nou net gelees het. Ons het deel gehad aan die seën, ons het die bloed gedrink. Ek vra dat u, Here Jesus, ons nou sal seën, uit die hemel uit, ons kinders, alles wat ons in is, volgens die seën wat in Abraham is. Want ons is kinders van die seën, en ons is nie kinders van die vervloeking nie. Die seën van Abraham rus op ons. U is in ons, en ons is in u seën ingedoop, in u naam het ons dit ontvang, en ons is kinders van die almagtige God. En daarom roep ek hierdie seën nou uit oor ons almal, in u naam, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Amen.